In die nuus vanaand, die ANC weier die polisieminister op spesiale verlof se versoek om op sy te staan van sy pligte in die party. Al meer aanvalle deur hondsdolrobbe aan die Weskaapse kus is nou bevestig. Goeienaand en welkom by die Sondag-aand nuusbulletin in Afrikaans. Die ANC het die geskorste minister van polisie, Senzo Mchunu, se versoek om op sy te staan van sy pligte in die party verwerp. Mchunu, wat op spesiale verlof geplaas is weens beweringe van politieke inmenging in die ontbinding van die KwaZulu-Natalse taakspan wat politieke moorde ondersoek, het aangebied om vereers op sy te staan. Die ANC sê die op sy staan reël geld slegs vir partylede wat reeds amptelik aangekla is. Mchunu is 'n lid van die ANC se nasionale uitvoerende komitee en hy is ook deel van die ANC se nasionale werkskomitee wat besluite en resolusies van die NEK uitvoer. President Cyril Ramaphosa het Mchunu op 13 Julie op spesiale verlof geplaas. I can confirm that Minister Senzo Mchunu, who is on special leave, did offer to step aside from all the organizational processes of the ANC in terms of his active participation as an NEC and NWC member. The NWC member, the NWC of the ANC rejected his request on the grounds that he is not yet charged in any court in the Republic of South Africa. Die versoek is egter deur die ANC van die hand gewys. The ANC reiterates that Comrade Senzo Mchunu had indicated his willingness to step aside from organizational work following the announcement of the Commission of Inquiry by President Cyril Ramaphosa. We also acknowledge his continued cooperation with all of the investigating bodies in line with the movement's values of accountability, discipline and respect for due process. 'n Politieke ontleder gee sy mening. I think maybe the minister by requesting to step down, he was being strategic so that if he comes out as a victor, he can indicate to his political opponents that he has always complied with the step-aside principle. Mchunu se woordvoerder sê die polisieminister op spesiale verlof het aangebied om voor die ANC se integriteitskomitee te verskyn en sal dit weer doen nadat hy voor die Matlanga-kommissie getuig het. Intussen verskyn die nasionale direkteur van openbare vervolgings, advokaat Shamila Batoyi, môre voor die parlementêre ad hoc komitee. Die nasionale vervolgingsgesag is onlangs gekritiseer vir onder meer die vryspreking van die Nigeriese tele-evangelis Timothy Omotoso en sy medebeskuldigdes op aanklagte van verkrachting en mensehandel. Die stafhoof van die minister van polisie, Cedric Nkabinde, sal ook die week getuig. Die komitee ondersoek beweringe van onder meer korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel wat deur die polisiekommissaris van KwaZulu-Natal, luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi, gemaak is. Die uitkringende bende geweld op die Kaapse vlakte het nog 3 slagoffers geëis. Die polisie sê die 3 mense is vanoggend in Leiden in Delft doodgeskiet nadat onbekende aanvallers op hulle losgebrand het. Burgerlike organisasies in Kaapstad sê die voortgesette geweld het katastrofiese vlakke verbygesteek. Die Kaapse Misdaadkrisiskoalisie sê dit is noodsaaklik dat gemeenskappe die polisie ten volle vertrou, maar dat volle deursigtigheid nodig is oor die beweerde infiltrasie van georganiseerde misdaad in regeringsstrukture. Dit is asof mense net voel ons gaan niks oorkom nie. Dis hoekom hulle mense kan skiet in 'n hof in Wynberg of voor 'n polisiestasie. Is asof mense wetteloos het dit oorgeneem. En die georganiseerde misdaad het meer geld om wapens aan te koop. Die afgelope week alleen was daar verskeie dodelike skietvoorvalle in onder meer Kleinvlei, Skaapkraal en Mitchells Plain. Anti-misdaadorganisasies is dit nie eens oor die ontplooiing van die weermag
in geweldgetuisterde gebiede nie, maar sê die verspreiding van vuurwapens moet behoorlik ondersoek word. Hulle vra ook vir daadwerklike optrede om die strukture uit te roei wat die geweld aanblaas. Jy kan nie 'n situasie kry waar vuurwapens, ons glo die polisie doen vir jou goeie werk. Vuurwapens word van die straat afgeneem, maar daar's nog steeds vuurwapens wat invloei. Die polisie sê hulle het reeds meer as 700 bendelede die afgelope 7 maande in hegtenis geneem in gebiede soos Mitchells Plain en Mfuleni en beslag gelê op meer as 1500 vuurwapens. Maar ondanks verskerpte optrede van wetstoepassingsagentskappe duur die geweld onverpoost voort. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Die Departement van Landbou het die publiek gewaarsku dat gevalle van hondsdolheid onder Kaapse pelsrobbe en ander soogdiere toeneem in verskeie gebiede in die Wes-Kaap. Hondsdolheid en Kaapse pelsrobbe is verlede jaar vir die eerste keer aangemeld en het reeds na groot dele langs die provinsie se kuslyn versprei. Robaanvalle is onlangs in Mosselbaai en Kaapstad aangemeld. Minstens 9 Kaapse pelsrobbe in Mosselbaai het reeds positief vir hondsdolheid getoets. En indien u gebyt word en u is nie ingeënt nie en u kry nie onmiddellike profylaktiese behandeling nie, is dit 100% fataal. Ons wil ook net noem dat November, Desember die papseisoen is, die black papseisoen is, wanneer die swart welpies gebore word op Rob-eiland hier in ons baai, maar hulle word met tande gebore. Moet asseblief nie aan hulle raak nie, want ons weet nie of van hulle dalk ook hondsdolheid onderlede het nie. Die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid het ook sy kommer uitgespreek. Robbe kan baie aggressief wees en mense sowel as voorwerpe aanval. Hulle kan ook ander abnormale gedrag toon. Wanneer mense rob met abnormale gedrag waarneem, moet mense en diere so ver moontlik daarvan wegbly en dit by 'n plaaslike staatsveerdkantoor of dierewelsyn aanmeld. As jy deur 'n rob gebyt of gekrap is, was dit deeglik met seep en water en gaan dan onmiddellik na jou naaste kliniek, dokter of hospitaal toe en stel hulle in kennis dat jy vermoed dat jy in kontak was met 'n hondsdoldier. Branderplankryers word gevra om dadelik pad te gee as hulle robbe in die see gewaar. Tanya Krause, SAK nuus, Mosselbaai in die Wes-Kaap. In die Filippyne is minstens 2 mense dood en meer as 1 miljoen mense ontruim nadat die supertifoon Phongwang die gebied getref het. Die wind waai teen sowat 115 km/h met rukwinde van tot 230 km/h, swaar reën en verwagte stormvloede. Phongwang sal na verwagting vanaand die Aurora provinsie oos van Luzon tref. 6 mense is dood en ten minste 750 beseer nadat 'n tornado verwoesting gesaai het in 'n klein dorpie in die suide van Brasilia. Owerhede sê die wind het teen 250 km/h gewaai en 90% van die huise en openbare geboue in die dorp is beskadig. Sowat 1000 mense is ontheem en tydelike skuilings is beskikbaar gestel. Net hierna lofliedere vir die Bokke se sege teen die Franse stroom in. SABC gasheeruitsaier van die G20 SA 2025. En dis dan al van die Afrikaanse redaksie vir vanaand. Ons is môre aand weer terug om 8:30 op SABC3. Geniet die laaste stukkie van die naweek. Totsiens.